My life is not my own. Die kerk raak al hoe hoër, al hoe voller. So volgende week het ons die skole mos nou begin. Dan sy full capacity. Maar ek wil vir almal van julle sê wat ek sien julle so uit wat so 'n tankie op julle het en bietjie donkerder is en van die see af kom of lekker vakansie gehou het. Ek hoop dit was lekker. Ek hoop dit gaan goed met julle. En aan almal wat hier is, ons besoekers ook vanoggend, ons het 'n doop, ook vir julle baie welkom. Ek gesels met iemand wat alle rede het in die wêreld. So as jy nou haar omstandighede ken, wat alle rede het om te mop en negatief te wees. Ek vra vir haar, hoekom is jy altyd positief? Hoekom is jy, en sy's nie daai positiewe mense wat jou eintlik wil doodpraat, so sy's net altyd positief. En ek vra vir haar hoekom. Sy kyk my so, sy sê Fanie, dis 'n besluit. Dis 'n besluit. Ek sê toe vir haar, maar hoe bedoel jy dis 'n besluit? Want vriende, ons het genoeg om oor negatief te wees. Nee, oor in ons land en die situasie in die wêreld en dis warm en dit brand en ons het regtig, jy kan al daai goed vir my opnoem, nê. En as jy ook met mense praat, noem hulle vir jou soms daai goed op. Ek sien daai goed, maar jy kan ook kies. En wat sy sê is dat die rook, sy kan nie volgens die mooi berge sien nie, want die rook is daar voor, maar sy weet die berge is daar en dan môre en Dinsdag gaan die rook weer verdwyn as die berge nog steeds daar. So jy kan kies vandag wat sien jy raak in die lewe. Sien jy die rook raak of sien jy die mooi berg agter die rook raak wat môre of Dinsdag weer daar gaan wees? Vriende, is letterlik so. En hoe meer jy begin aan hierdie kant kies, hoe meer raak jy as persoon, raak jy al hoe meer negatief, maar jy kom dit nie agter nie. En dit is waar, sorry, ek beweeg ook nou in daai ouderdom in, so ek moet dit vir myself ook sê, maar dis waar grumpy old man vanaand kom. Die woord, maar ook grumpy old man, nee. Want hulle sien al die negatiewe goed raak, en ja, toe ek nog jonk was, en het ons nog ketty geskiet, en daai goed, en dit is die wêreld nou, maar mense wil nie graag by jou wees, as jy 'n grumpy old man of woman is nie. Jy kan jong mense ook wees en ook negatief is. Mense wil nie by jou wees. Hulle wil by jou wees as jy 'n wonderlike positiewe persoon is. Dis al wat ek by jou wil los. Jy kies, dis 'n keuse waarby jy wil wees, watter kant jy wil wees. Vriende, baie welkom. Ook op die 11de Januarie en ook in die jaar wat voor lê, die skole begin Woensdag soos ek gesê het, mag julle beleef hoe dat die Here vir julle dra in hierdie tyd en dit is eintlik dieselfde as verlede jaar, dis dieselfde omstandighede, dis net 'n nuwe jaar, so ons voel net nie, maar mag die Here vir jou gee dat jy, die vissermanne sê, mag jou sinkers val waar die visse byt. So elke persoon het sy eie gesegde, maar mag die Here vir julle seën. Vriende, kom ons sing lekker saam met Susan. Ons gaan 'n paar lofliedere saam sing. Ons het die sanggroepe afgegee in die vakansietyd.
Dis 'n groot organisasie altyd om hulle te hê en om die praise worship leader te hê en al die skerms en die klank. So ons het hulle afgegee, maar ons gaan lekker saam met Susan sing. Lied 292, lied 454 en 329 en dan lied 488. Kom ons sing staande hierdie 4 liedere saam. Sing. Maureen, kan ons net gou die eerste vers weer van die vorige lied op die vers ja. Daai is 'n ongelooflike stuk teologie. Die Heidelbergse Katekismus, Sondag 1, vraag 1, antwoord 1. So die van u wat nog in die sonnaarskool het geleer het, sal dit onthou. Die vraag is, wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? En dan kom die antwoord. My enigste troos in lewe en in dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Vriende, dit is 'n dis 'n ongelooflike stuk teologie daai en ek en jy weet al verdwyn alles, Christus se liefde gaan nooit verdwyn nie. Kom ons sing dan die volgende lied, lied 245.
Daar's hy. Daar's hy. Daar kan julle my beter hoor. OK, ek kon nou gesê julle moet my net sien nie hoor nie, maar dis andersom. So ek wil Catherine was vanoggend siekere gewees en sy het 'n tummy bug en Tara sê toe bel sy my toe sê sy maar sy het dit ook. Toe wou sy doop uitstel maar en my is te veel vriende, familie en ek sê toe vir haar maar die preek is ook 'n dooppreek. So baie dankie dat julle gekom het, hoor. Ek wil graag die volgende woorde aan julle lees en dit is die doopgesprek. Die volgende woorde: maak kinders met geduld groot en hulle leer om lankmoedig te wees. Dis ook ons ander ouers. Maak kinders groot met vertroue in hulle vermoëns en hulle sal die regte soort selfvertroue hê. Maak kinders met komplimente groot en hulle leer om waarderend teenoor ander te wees. En vriende, ek weet nie hoekom dit so is nie. Ek het al baie keer in die kerk dit gesê is dat ons maak baie keer kinders met die imperatief groot. Jy mag jy moenie, sit so stil, jy moet hard leer, oppas die paai is nat, gaan doen dit. Maar ons maak hulle min met die indikatiewe groot. Met ander woorde, jy's pragtig, jy het verskriklik mooi gesing, jy's oulik, jy's ongelooflik, jy's mooi. En die bewyse is die teenoorgestelde. Die bewyse wat hulle wêreldwyd gedoen het, is dat kinders wat met die indikatief groot raak, vorder beter, doen beter. Dis beter vir hulle, maar dis asof ons vasgehaak het by die imperatief. Geef jou kinders baie komplimente en geef hulle baie waardering vir wie hulle is. Maak kinders met goedkeuring groot en hulle leer om van hulself te hou. Maak kinders, nee, jy het dit net te vinnig gehoor, ek gaan dit herhaal. Dis die grootste plig wat ons as ouers het. Dis die wonderlikste ding, as jy agterkom dat jou kinders hou van hulle self. Dis eintlik al wat ons moet doen. Ons moet net ons kinders groot maak dat hulle hou van hulle self, en dink ek is great. Vriende, maar iewers, en ek sê dit juis hier in die kerk, omdat dit kom uit die geloof uit, iewers in die geloof het ons gesê, nee, jy mag nie van jouself hou nie, dan is jy windgat. Jy moet van jouself hou. Jy moet van jouself hou. Jy kan nie, want die Bybel sê, so jy moet jou naaste so lief hê soos jouself. Jy kan nie mense om jou lief hê as jy nie jouself lief het nie. Jy kan nie. Want jy gebruik jouself as daai voorbeeld om ander mense lief te hê. En ons weet, people that hurt other people. Gaan kyk nie na ander mense nie, gaan kyk na jou eie lewe. Die tye wat jy die negatiefste en die slegste en mense nie by jou wil wees nie, is die tye wanneer jy ongelukkig is oor jouself en binne in jouself. En daarom, hulle kan dit maar enig op my klip skryf, want ek sê dit oral waar ek kom en ek sê dit amper elke dag. En dit is, mense wie hulle self lief het, dink baie van hulle self. En daarom dink hulle nooit aan hulle self nie. Maar mense wie hulle self nie lief het nie, dink baie min van hulle self. En daarom dink hulle 24 uur van die dag net aan hulle self. Vriende, dis 'n paradoks in die lewe. Daai korrelkop ouens, daai moeilike ouens, daai mense wat die heeltyd wil erkenning hê, daai mense wat, as hulle nie die lijk in die kus is of die bruid op die trou is hulle nie gelukkig nie. Dit gaan alles net oor hulle, nê. Hoekom gaan dit oor hulle? Want niks gaan oor hulle nie. Want niks gaan oor hulle nie. Hulle is ongelukkig in hulle self. Ek het iemand wat ek ken, wat 'n tronkbewaarder is. En hy sê, dit nie fisies nie, maar dit amper fisies, vuis geslaan om naweke vir Nelson Mandela op te pas. Hy sê, want hy het in jou taal met jou gepraat, hy het jou vrou se naam geken, jou kinders, hy gevra, hoe gaan dit nou met jou skoonpa wat in die hospitaal was, en dis nie dat hy goed van hom sê, maar hy het altyd, dis net ongelooflik om in sy teenwoordigheid te wees. Die grootste ding wat jy jou kind kan leer, is om waarderend te wees teenoor hulle self en lief te wees teenoor hulle self. Maak kinders met goedkeuring groot en hulle leer om van hulself te hou. Maak kinders groot met aanvaarding en hulle sal leer wat liefde is. Maak kinders met mededeelsaamheid groot en hulle leer om vrygewig te wees. Maak kinders met kritiek groot en hulle sal veroordelende groot mense word. Hoor gou mooi, maak kinders met kritiek groot en hulle sal veroordelende groot mense word. Die vraag is, met hoeveel kritiek is jy groot gemaak? Hoe veroordelende mens is ek of jy, of aanvaar ons almal en ons lief vir almal om ons?
Maak kinders met geweld groot en hulle word aggressiewe volwassenes. So Sigmund Freud het gesê, die vader van die sielkunde het gesê, geef my 100 babas en ek maak vir jou 100 boere en mechanics en rugby spelers en great mense. Hy sê, maar geef my 100 kinders en ek maak vir jou 100 pedofiele en 100 moordenaars en 100 leenaars en 100 van hulle groot. Dit gaan maar net oor ook hoe jy groot gemaak is. Maak kinders met geweld groot en hulle word aggressiewe volwassenes. Vriende, ons wat so almal in die tronk wil stop en almal kwaad is vir almal, ek sê nie daardeur die wat oortree het, dis reg nie. Ek sê net, gaan kyk ons nou hoe hulle groot geraak het. Gaan kyk ons in watter omstandighede het daai volwassenes wat mense doodmaak en watter omstandighede hulle groot geraak. Maak kinders met vrees groot en hulle word agterdogtige groot mense. Maak kinders met te veel simpatie groot en hulle word selfbejammerende volwassenes. Maak kinders met bespotting groot en hulle word beskoorende groot mense. Maak kinders met jaloesie groot en hulle leer wat afguns is. Maak kinders met skande en beskuldigings groot en hulle sal oordrewe skuldgevoelens ervaar. Maar maak kinders eerlik en regverdig groot en hulle sal waarheid en reg lief hê. Maak kinders eerlik en regverdig groot en hulle sal waarheid en reg lief hê. Vriende, kom terwyl ons so sit, kom ons vra dat die doopouers na vorentoe sal kom en dat gaan ek aan hulle die doop bedien. Ek wil vra dat Tara en jy en CG asseblief sal vorentoe kom. Jessie en Tara, voel jy alright? Is jy okay? Is jy okay? Okay, die toilet is daai kant as jy moet hardloop voor deur die doop, okay Tara. Ek moet dit nie noem nie. Alright, sy sê ek moet dit nie noem nie. Jessie Tara, maak julle en gaan julle vir Catherine en Mila grootmaak in die naam van die Here en dat in die Vader, Seun en Heilige Gees. So ek het in my doopgesprek met julle al gepraat. Julle het vir my gesê dis vir julle verskriklik belangrik dat julle kinders deur die Jesus in julle huis leer ken. En die tweede ding is, gaan julle vir hulle leer en lees uit die Nuwe en uit die Ou Testament uit, maar vir hulle sê, maar dit is die manual. Al maak dit nie altyd vir ons sin nie, al verstaan ons dit nie altyd, dit maak nie saak dat dit nie nog steeds die manual is, waarvoor ons die kinders wil groot maak nie. En gaan julle as ouers, Tara, jy en Jessie, gaan julle vir die kinders daar wees, gaan julle vir hulle lief wees, gaan julle vir hulle dra, en gaan julle vir hulle vertel van Here Jesus. Tara, wat is hier op jou antwoord? Jessie, wat is jou antwoord? Ek wil vra dat terwyl ons die pragtige lied sing, dat die twee kleintjies ingedra gaan word. Tara, ek dink Catherine gaan instap, maar Mila word ingedra. So julle kan maar die babas indra terwyl ons die pragtige lied sing. Julle kan maar inkom. So sy vra of hulle ons kan hoor, maar ek dink hulle kan ons hoor, ja. Kom staan hier by my julle en ek wil vra dat die ma's en die pa's en die oumas en oupas en oupa grootjies wat nog hier is, dat julle ook sal kom staan. Kom staan hier voor asseblief. Dis 'n familie-aangeleentheid. Kom staan en kyk julle hoe ons julle kleinkinders doop. Vriende, ja, Jessie se ouers is daar van Klein Willem se wêreld af. So ek wil net weet vir oggend of daar nie iemand is wat 'n truie hier naby het nie, vir hulle, want hulle kry koud in hierdie koue waarin ons is. So hulle
Julle kan kom nader staan en die fotograaf kan kom nader staan. Kom ons doop vir hulle. Ek gaan laat Catherine net so by jou sit en dan sal ek vir Tara vat. Catherine, ek doop jou in die naam van God die Vader. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Wat sê jy? Moet ek jou nat maak hê? Oh, ja. Sorry, jammer. Hallo Tara. Tara, ek doop jou in die naam van God die Vader. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees wat jou gaan help om heilig te lewe. En ek doop jou in die naam van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie twee pragtige dogtertjies. Here, dankie vir ma's en pa's wat hulle gaan grootmaak in U naam. Dankie Here dat hulle ook so groot geraak het. Dankie vir oumas en oupas. En dankie vir mense wat hierdie verbond kan aangee. Here, hoekom kan ons dit aangee? Want U bly dieselfde. U is altyd dieselfde en U is vir ons en vir die kinders ongelooflik lief. Dankie daarvoor vanoggend. Here, dankie dat ons kan weet dat ons kan aan hulle die sakrament van die doop bedien. Omdat U vir hulle uitkyk, omdat U identifiseer met hulle, omdat U hulle oppasser is. Here, help vir JC en vir Catherine dat hulle elke dag dat hulle vir hierdie kinders sal leer van wie U is. En van U liefde en U omgee. Here, baie dankie dat ons vanoggend vir hulle kan doop. Dankie dat Tara en JC vir die kinders na U toe bring. En dankie Here dat ons as 'n familie kan kyk, ook as 'n kerkfamilie, hoe dat die verbond aan kinders bedien word. Dankie vir U groot genade en U groot liefde. Amen. Ons wil graag net vir julle 'n Bybel en geluk sê en 'n doopseël gee. JC, baie geluk en baie geluk, man, hoor. Baie geluk, Jamila, hoor. Okay, baie geluk aan die grootouers ook en is lekker dat julle hier is. Julle kan maar almal weer gaan sit. Baie dankie. Vriende, terwyl hulle so gaan sit, kom ons sing in voorbereiding vir die skriflesing en die preek, sing ons lied 265 en lied 528. Ons sit dit so staan, sing dit staande, terwyl ons so sit.
lees vandag voor uit die boodskap vir julle. As die Here die huis nie bou nie, sê Psalm 127, bou die bouers 'n bouval wat enige oomblik in mekaar kan stort. Eugene Peterson noem dit so mooi, hy sê, then you build a shack. As die Here die stad nie oppas nie, help dit net mooi niks dat die polisie die strate patrolleer nie. Dit is 'n vermorsing van tyd om vroeg op te staan en tot laatnag wakker te bly en jou morsdood te werk. Is die woorde waar in die Bybel? Ja, die woorde is waar. Weet ons wie in 1870 hier gebly het? Nee, ons weet nie. Hulle het ook rondgejaag, hulle het ook hulle mors doodgewerk, hulle het ook die oggend vroeg opgestaan. Weet ons, so is die woorde waar dat dit help jou niks. Nee, dit help jou op die ou end niks nie. Die woorde, Jesie, wat jy vir my aangehaal het, wat so mooi is die woorde, kinders is 'n wonderlike geskenk van die Here. Hulle kom direk uit die Here se hand. Kinders in 'n huis maak dit vol vreugde. Dit maak ouer harte vol blydskap. Hoe gelukkig is elke pa en ma wie se huis die vrolikheid van kinderstemme ken. Hulle hoef nooit bang te wees vir hulle vyande nie. En ons teksvers vanoggend is, kinders is 'n wonderlike geskenk van die Here. Hulle kom direk uit die Here se hand. Kom ons bid saam. Waar ons ook mag gaan, wil ons in U skadu by U staan. Hoor ons dankgebede, hoor ons loflied styg, as ons aan U ons dank betuig. Here, met hierdie woorde wil ons net dankie sê. Dankie vir 'n wonderlike dag wat U weer aan ons lewens toegevoeg het. Dankie vir die genade om hier te kan wees. Dankie vir die wonder van die skepping, vir die natuur rondom ons, vir elke mens met wie ons al vanmôre gepraat het. Dankie vir vriendelike gesigte. Dankie Here vir mooi woorde en mooi wense. Here, ons wil in hierdie dag dink dat ons so geseënd is om na so 'n lieflike feestyd en vakansie weer hier by mekaar te kan wees. Nog nie heeltemal voltallig nie, Heer, dalk eers volgende naweek, maar al so baie wat weer teruggekom het. Dan dink ons in hierdie dag aan so baie wat nog met vakansie is. Hulle wat dalk nog vandag of selfs môre op die pad sal wees. Here, dankie vir hulle wat vanmôre in hulle beddens lê en na hierdie diens inluister. Dankie vir elkeen wat U genade en U hulp elke dag aanroep. Ons wil vra dat U sal wees met elke sieke, met elkeen wat vanmôre die behoefte in sy of haar hart het om hier te wees, maar vir een of ander rede nie hier kan wees nie. Here Jesus, en dan begin ons hierdie week weer redelik opspoed. Ons dink aan so baie mense wat môre begin werk. Ons dink aan so baie leerders wat hierdie jaar weer begin of vir die eerste keer begin. Ons dink aan hulle wat vir hulle moet leer, wat vir hulle daardie opvoeding moet gee. Die jaar lê dalk lank voor ons uit. Maar as ons net elke dag vat, elke dag as 'n treetjie, Here, dan gaan ons lewens eintlik so vinnig by ons verby. Help ons om daagliks op te staan met 'n lied in ons hart. Help ons om U in alles rondom ons raak te sien.
Gee dat as ons wakker word, ons eerste aan U sal dink. Here, want dan is dit 'n ongelooflike dag. Net om te sê, môre Here, hier is ek wakker. U het vir my 'n ongelooflike rus gegee, maar U het ook vir my gewek om hierdie nuwe dag te vat. Gee dat wat ek sal doen, sal sê, alles tot U eer en U verheerliking sal wees. Here, dankie vir Fanie wat vanmôre vir ons voorgaan met die boodskap. Ons weet, dit kom nie sommer net nie. Ons weet dat U deur hom met ons wil praat vandag. Dat hy die boodskap wil bring wat U vir hom gegee het om te bring. Gee dat ons dit sal verstaan. Dat ons dit ons eie sal maak. En dat ons in hierdie week, selfs die dag, sal gaan doen dit wat U van ons verlang. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons enigiets van U verdien nie, maar enkel en alleenlik net uit die genade. Amen. Liewe doopouers, ons vra vandag vir onsself, maar gaan ons vir Catherine en Familia groot kry? Dit is die vraag, nê? En dan ook die vraag wat baie van ons ander ouers vra, maar hoe gaan ons vir Catherine en Familia groot kry? Vandag staan ons, terwyl ons die doop met klein kindertjies in ons arms, maar met baie groot vrae in ons harte. En ek dink dis die genade van dat die vrae, as mens julle ouderdoms is die vrae nog nie so groot daar nie. Maar die vrae raak al hoe groter. Van hoe gaan ek, of hoe gaan ek dit regkry, of my kind wat nou al so is, hoe gaan dit gebeur? Ek sal nooit vergeet nie, ek en Alma het hier gestaan en sy was hoogswanger met Daniel. En toe vra die persoon vir ons, maar waarheen gaan julle twee nou? Toe sê ons nee, ons gaan nou vir die keisersnit. Ons ry nou, Daniel word 6 uur gebore. En ek onthou, die vrou het langs ons gestaan, ek onthou nie eens wie dit is nie, want dit is te lank gelede en ek was nog jong gewees. En sy het die woorde gesê wat ek nooit sou vergeet. Sy het gesê, julle lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. So ons as maas en paas en oumas en oupas wat hier is, weet dit. Ons hoor die ou mense praat en daar's nie verniet julle as doopouers sulke spreekwoorde soos as hulle klein is, trap hulle op jou skoot nie. Maar as hulle groot is, dan trap hulle op jou hart nie. Daar's ouers wat in hierdie kerkgebou sit wat ek ken en wat ek van weet, wat weet hoe seer dit is as kinders op jou hart trap. En dis nie die kinders, dit gaan nie oor is hulle skuld of ons sê nie vir ons skuld gee nie. Ons sê net dit is hoe dit is. Hoe seer dit is as 'n kind, as jy opstaan in die nag en as jy opstaan in die oggend, dan weet jy net dit bly altyd by jou. Dis soos 'n kind wat te sterwe gekom het, as 'n kind op jou hart trap. Ons die ouers sê ook verleer ook vir ons kleinkinders klein probleme. Groot kinders, groot probleme. Daar's ander ouers wat vir ons leer, maar dis die eeu van die gehoorsame ouers. Nee, toe ons kinders was ons gehoorsaam aan ons ouers, en nou is ons gehoorsaam aan ons kinders. So dis die eeu van die gehoorsame ouers. Vriende, kom ons sê dit vir mekaar vandag. En kom ons sê dit vir mekaar, ons is bang en onseker oor ons kinders se toekoms. Die van ons wat klein kindertjies het, of die van julle wat klein kinders het. Ons is bang en onseker oor die toekoms. Liewe doopouers, ek wat hier staan vandag, Fanie Kriel, het gedink dat wanneer ek die kinders reg groot maak en alles wat ek deur die jare geleer het van wat verkeerd kan gaan, wanneer ek al daai goed gecheck het, dan soos 'n rekenaar, dan gaan hy die perfekte kinders uitskop aan die ander kant. En ek kan maar vir julle sê dat
hou op om perfekte kinders groot te maak. Daar is nie so iets nie. Whoopi Goldberg het gesê, the only thing that is normal in life is the knob on your washing machine. Ons is maar eintlik almal bietjie mallerig. Nee, sorry nou dat ek van julle praat, maar ek praat maar vir myself. Jy is maar altyd so bietjie, daar is nooit alles is perfek in jou lewe nie. Vergeet van hierdie oomblik af om jou kinders perfek groot te maak. Al vra die samelewing of daar's ander mense wat daarvoor val. Maak asseblief vir Catherine en Mila happy groot. Maak hulle gelukkig groot. Hulle moet net happy kinders wees. Iemand sê vir my gisteraand, en ek sien Beckerels hier so, maar hulle praat van Cornel en iemand sê net, kies maar dis 'n oulike kind daai en so, dit Beckerels se seun en so. En Becker het eendag vir my gesê, toe ek vir hom sê, maar waar meet jy jou kinders of hulle dit gemaak het in die lewe? Toe sê hy, wie Fanie, ek het dit nooit gemeet nie, maar ek weet eendag het ek na Cornel toe gegaan. En vir Cornel gesê, jy moet net 'n lekker ou wees eendag. Hy sê, en Cornel, Tara, jy ken vir Cornel, hy het toe 'n lekker ou geraak. Hy's net 'n lekker ou. Vriende, jou kinders gaan eendag en oor Fanie Kriel, gaan hulle eendag by iemand anders gaan sit en sê, weet jy, ek het 'n pa gehad wat daai foute in my lewe gemaak het, alhoewel ek gedink het ek is perfek. So dit is verskillende generasies, dis verskillende menswees, dis so jou kinders gaan by iemand gaan sit soos ek oor jou, terwyl jy gedink het jy het alles reg gedoen. Vriende, ons maak almal foute en ons is nie eens bewus daarvan nie. Ons was daai ouers en ons het dan alles so goed bedoel. So daar's van julle kinders wat by my sit oor julle en van my kinders wat oor my gaan sit by ander sielkundiges en ek dan gedink maar ek het so 'n goeie job gedoen. Ek was dan nie die perfekte persoon gewees. Vriende, het ons foute gemaak, liewe doopouers? You bet. Maak ons foute? You bet. Wat ek vir die kinders wil sê, is dat ons as ouers maak eerlike foute. Met ander woorde, ons het die beste vir julle bedoel, alhoewel dit nie die beste uitgekom het nie. Liewe doopouers, die doop is nie 'n verklaring van hoe oulik en hoe seker ons is nie. En dit is die genade, dis die ongelooflike boodskap vandag. Dis hoekom jy 'n ekstra iets moet eet of drink vandag, is om hierdie boodskap te gehoor het. Is om klein Catherine en Mila se toekoms hang nie af van hoe oulik ons is nie. Nee. Nee, die doop is 'n verklaring van hoe vas en hoe seker God is. Dit is waarna ons vashou. Met ander woorde, dat jy vandag as 'n ouer kan sit en sê, my kind is groot, of is hierdie ding in sy of haar lewe verkeerd, of ek sien al, hy gaan net soos sy ma of net soos sy pa se familie wees, ons moet altyd die foute lê ons by hulle familie, by jou familie nie. So hy gaan maak soos hulle. Wat ek vir jou wil sê is, dit is genade van God, want God is ongelooflik groot. Vriende, die wêreld waarin ons kinders groot maak, is onseker. So kom ons sê dit vanoggend vir mekaar en kom ons hou daaraan vas en jy weet dit net, dis nie net hierdie doopouers nie, maar ook ons lewe. So die wêreld het verander. Dit help nie ons gaan die hele tyd soos ek in die begin van die diens sê terug hiernatoe nie. Die wêreld het verander van 'n ketty-skiet wêreld na 'n skermwêreld. Dit het verander klaar. So jy kan sê, ja, maar toe ek 'n kind was, het ons nog ketty geskiet, of dit kan vir jou moeilik wees. Sê dit vir jou geliefde, of sê dit vir iemand rondom jou. Dis vir jou moeilik, want dit is nie die wêreld wat jy geken het nie. En geliefdes, hoor jou geliefde as hulle dit sê. Maar die antwoord lê dat die wêreld het verander. En ons kan hoe nostalgies daaroor dink, ons kinders het groot geraak in 'n tegnologiewêreld en hulle is daarin gebore. Dit is net hoe dit is. So dit help nie, ons gaan as ouer mense die hele tyd terug en sê, ai, wat mis julle? Hulle weet nie wat hulle mis nie. Dit is net hulle wêreld nou. Vriende, die Barna Assosiasie, dis die grootste assosiasie wat in Amerika civil society, so skole en kerke en so navors. So hulle sê, die wêreld waarin ons leef, there's a failure to launch. So wat beteken dit? Jong mense bly nog tot by 29, 30 by jou.
There's a failure to launch. So hulle kom nie van die vliegtuigskip af op nie. Dis nie soos ons toe ons 18 jaar oud was. Dit is 'n given. Almal van ons was so. Jy's net uit jou huis uit en jy het gaan werk of jy het beplan jou ouers se grootmaak het net gegaan tot op 18. Daarvan af was jy op jou eie. En moet jy jou eie potjie krap en moet jou eie bed opmaak en dan daarop slaap en al die goed wat ons gehoor het. Liewe ouers, wat ek vandag vir julle wil sê, hou op daarteen beklei, die tye het verander. There is a failure to launch wêreldwyd. Dit is nie net in jou huis of waar dit so is nie. Wat ek vir jou wil sê oor jou kinders is die volgende punt. Die sosiale druk het ongelooflik toegeneem. Dit het eensklaps so, die grafiek het so gegaan, eensklaps het hy so gegaan. Wat is sosiale druk? Ons het nie die sosiale druk van Instagram geken nie. Ons het nie sosiale media geken nie. Ons het nie, jy het een keer 'n week die koerant gekry en daarin gelees maar wat gebeur het of wat ook al. So daar was nie sosiale druk nie. Jou kind, vandat jy jou kind afgelaai het by die skool, totdat jou kind weer terugkom by die huis, it's a jungle out there. Dis taaf, dis rof. Dis rof om hulle self te assosieer en te sê maar dit is wie ek is in hierdie lewe waarin ek leef. En dan, vriende, klim jou kind nog, jou kleinkind of jou kind nog in jou kar ook en dan kry hulle nog hot agter daar in jou kar ook. Maar hoekom is jy so of hoekom lyk jou sokkie so? Hoekom het jy nie so nie? Terwyl hulle nou net uit 'n jungle uitkom, klim hulle in 'n volgende probleem in 'n volgende jungle in. Wees vir jou kinders daai sagtheid, daai omgee, want dit moet jy altyd onthou, dis 'n geskenk, sê Psalm 127 van die Here af. Vriende, die volgende ding wat ons om mekaar moet sê is dat generasies verskil. Generasies verskil radikaal. So daar's 'n verskil tussen die baby boomers en daar's 'n verskil tussen Generation X en daar's 'n verskil tussen die millenniums. Daar's wesenlike verskille. Dis nie net ouma is dieselfde mense. Nee vriende, daar's verskille in hoe hulle praat en hoe hulle reageer en hoe hulle daarna kyk. So iemand vertel eendag vir my dat die Generation X, die jong mense nou, en nog jonger is hulle, Generation Z, hulle is laag op commitment. So dis hoekom jy sal sien maar jou kinders, hulle het vir Vrydag aand nou al vir 'n maand of 2 gelede gesê, hulle gaan na hierdie 21st toe en dan kom Vrydagoggend en dan kom maar iets anders op en dan gaan hulle na daai plek toe. Want dit klink lekkerder. So ons dink maar hulle is nie dedicated, hulle het nie daai ding in hulle om te sê maar ek commit my aan 'n ding nie. Vriende, maar ons is weer laag op ander goed waarop hulle weer hoor is. Dit is net so. Vriende, sosiale omgang van die jong mense het verander. Sosiale omgang en maak vrede daarmee. Jy gaan dit nie verander nie. So kinders sit op die speelgrond langs mekaar nou WhatsApp hulle boodskappe vir mekaar. Hoekom sê hulle dit nie mekaar? Hoekom stuur hulle WhatsApp? Vriende, dit is net so dat die ouer generasie, ons kom ons sê van 60 af op, hou nog van 'n telefoonoproep. Die jong mense maak nie meer telefoonoproepe nie, dis oudtyds, want jy maak inbreuk in iemand se privaatheid en wat ook al, die persoon kan daai WhatsApp lees wanneer hulle wil. So, die persone gaan jou nie meer bel op jou verjaardag nie, maak vrede daarmee. Hulle gaan net vir jou WhatsApp stuur. Vriende, alles in die wêreld waarin ek en jy leef, het verander. En ek stoei ook daarmee. Dis ook vir my moeilik. Dis ook vir my moeilik om aan te pas in hierdie nuwe wêreld, maar vriende, ons leef in 'n nuwe wêreld. Maar die een ding wat nie verander het nie, en dit kan ons vanoggend vir mekaar sê, God het nooit verander nie. Dit is wat hierdie water en hierdie doopvond vanoggend vir ons wys, dat God het nog nooit verander nie. Dat hy sê, ek kom verbind my aan julle mense, ek is lief vir julle, ek assosieer met julle. En dan wil ek vir jou sê vanoggend as doopouers, God se trou en dit wat julle hier gedoen het vandag, hang nie van ons vermoëns af nie. Jy hoef nie baie slim of baie ryk of dit hang nie van jou vermoëns af nie, dit hang van God af. Wanneer Catherine en Mila vandag gedoop word, sê God vir hierdie 2 klein dogtertjies, julle 2 behoort aan my. Ek is met julle, ek sal julle nie los nie. En vriende, kyk rondom jou en doopouers vra vir al die mense wat hier sit, het God jou al in jou lewe gelos? Nee, as jy terugkyk,
dan besef jy, God het jou nie gelos nie. Jy het deur moeilike tye gegaan. Jy het deur strome water gaan, jy het deur die onder die sonskyn deur gegaan, maar dit het jou nie gesteek nie. Jy was fine tot vandag toe. Vriende, wat sê Psalm 127 vandag vir ons? Kinders, julle 2 kinders is 'n wonderlike geskenk van die Here af. En ek wil vir julle 2 as doopouers sê, dis nie 'n las nie. Dit is, vra vir ouers, dit is harde werk. Jy slaap min en jy gaan deur goed en Catherine is vandag siek en sy het 'n maagbak en daar's 'n klomp goed wat gebeur. Maar 10% swaar, 90% lekker. Dis nie 'n las nie. Dis wonderlik om kinders te kan hê. En daarom sê die Bybel vir ons, dis 'n geskenk van die Here af. En wat kinders is en wat die doop vanoggend vir julle sê, dis nie 'n toets wat jy moet slaag nie. Dis nie, die Here het gedink, julle, nie net julle is genoeg nie, maar die Here het gedink, julle as doopouers, ons wil graag dat hierdie wêreld, hierdie land, julle kinders moet hê. Hierdie land, hierdie wêreld het julle kinders nodig. En hierdie 2 dogtertjies is net 'n geskenk wat ons oop hande ontvang. Ons het, as jy daar staan by die bevalling en jy kyk by 'n keisersnit, jy het niks gedoen nie. Daar's net 'n oomblik waar jy staan en sê net, hierdie is 'n wonderwerk. En ek wil net vir julle sê, julle 2 kinders is 'n wonderwerk. Vriende, om 'n kind groot te maak beteken nie, wat ek vanoggend vir jou wil sê, beteken nie dat jy perfek moet wees nie. Om 'n kind groot te maak beteken nie dat jy al die antwoorde moet hê nie. Trouwens, dis alright as jy meer vrae het as antwoorde. Maar in dit moet julle besef dat al maak julle dieselfde ma en pa, al maak julle die kinders dieselfde groot, hulle gaan radikaal van mekaar verskil. Hoekom, vriende? Want dit is 2 autonome wesetjies hierdie. Dit is nie jou kind en hy lyk net soos ek of hy aard net soos na sy pa of ma nie. Vriende, dis autonome kinders hierdie. Dis mense wat jy net in hierdie wêreld groot gemaak het. Maar die antwoord vanoggend, dit beteken nie dat jy dit alleen hoef te doen nie. Om 'n kind te hê vanoggend beteken dat die Here kom en sê, ek vat verantwoordelikheid vanoggend vir die kind. Die verantwoordelikheid rus nie op julle skouers nie, dit is op God se skouers. En dan die laaste punt, dit beteken nie dat ons elke dag perfek te wees nie. Dit beteken dat jy vanoggend kan staan en sê, ek is onseker oor hierdie 2 kinders, maar ek kan die onsekerheid vir die Here gee. Dit beteken vanoggend, wat beteken dit wanneer ons kinders het? Dit beteken dat ons sal TYD aan hulle spandeer. Ek hoor die meeste van kinders wat na my toe kom en sê, weet jy, my pa was altyd besig om te werk. My ma was altyd, daar was nie tyd gewees om iets te doen met my kinders nie. En ek wil vanoggend vir julle net hierdie wyse woorde lees wat iemand gesê het. Jou werk sal wag terwyl jy vir jou kind die reënboog wys. Maar die reënboog sal nie wag totdat jou werk klaar is nie. Vriende, as ons daar by Myne 108 is en ons vang vis, dan kan ek eie braai, ek kan wat ook al doen, jy moet dit nou doen. As almal geskree het, almal skree net een ding en dit is die son gaan onder, dan los jy alles. Jy draai die stowwe af, jy haal die pot van die vuur af, jy los alles en jy gaan staan met 'n drink op die strand want jy kry so 40% sonsondergange en dan sien jy daai ou pot so sak totdat hy weg is en dan kan jy weer met jou lewe aangaan. Ek wat 'n duiker is sal vir u vertel dat getye wag nie vir jou nie. Sonsondergang wag nie vir jou nie. Liewe doopouers, julle het vir Catherine en Familia 18 jaar in julle huis. Nee, dis nie meer 18 jaar nie, maar daai 18 jaar wag nie vir julle nie. Dan is dit vir ewig verby. Om 'n kind groot te maak beteken dat jy hom of haar en hierdie is verskriklike belangrike woorde, maar dat jy vir hom of haar liewer sal hê as vir jouself. Liewer sal hê as vir jouself. Dat dit oor hulle sal gaan en nie oor jou nie. Dit gaan nie oor nog 'n doktersgraad of nog 'n besigheid of nog iets wat jy oopgemaak het. Dit gaan oor jou kinders. En weet julle as doopouers, dis nie thumbsak goed hier, dit is goed wat ek sien in my lewe elke dag. Ons het vriende vir wie dit nie oor hulle kinders gegaan het nie, maar ons kan die kinders vandag sien.
Laat jy vir jou kinders vandag liewer hê as wat jy vir jouself het. Vriende, ons lewe in onseker tye en hiermee wil ek afsluit, maar God is vas. Ons lewe in onseker tye, die toekoms lê donker voor jou en jou kinders. Dit is soms daunting. Maar weet jy wat? God gee vir jou die lig vir die pad. As jy met jou kinders loop. As jy bang is, vanoggend wil ek vir julle as doopouers sê, hou aan God vas. Wanneer ons nie 'n klou meer het nie, wanneer ons nie meer 'n klou het in ons lewe met ons kinders nie, God het 'n plan. Mag hierdie doopwater wat julle vanoggend op die kleintjie se koppe gesit het vir jou sê, wanneer hierdie kind eendag struikel, sal God se genade steeds groter wees. En dit is waarmee ek wil eindig. As die moordenaar in die tronk sit en hy sit môreoggend alleen daar, is hy nooit alleen nie, want God is daar by hom. Mag jy wonderlike kinders hê, maar mag jy hulle glo en weet dat hierdie kinders se toekoms hang nie van ons af nie. Dit hang van 'n genadige God af. Kom ons luister na die volgende pragtige lied wat iets sê oor ons kinders en oor hulle lewens. Vandag is jy 4 jaar oud. Daar's 'n vonkel in jou oë van die ballonne wat bo jou bed hang. Die geskenke oral om jou. Jy lyk skielik so groot vir my. Al is jy saans maar nog bang om alleen in jou bed te slaap of te loop in die gang. Vandag is jy 6 jaar oud. Dis jou eerste dag op skool en jy versuip in hy klere. Ek neem 'n foto op my foon. Jy's so cute met hy haasbak en hy boeksak op jou rug. En jy's dapper as ek jou groet, maar ek ken al daai sig. En al gaan jy die wêreld nog eendag oorneem, al gaan jy jou hart nog vir iemand uitleen, al gaan jy 'n huis bou en vir iemand liefraak, sal jy my engelkindjie bly. Al gaan jy die wêreld nog eendag verstom, al gaan jy oor see reis, op mooi plekke kom, sal jy vir ewig kan weet waar jou huis is, my engeltjie kind. Vandag is jy 13 en jy word ontgroen. Jy loop met eiers in jou sakke rond. Dis wat mens maar moet doen. Jy lyk skielik so klein vir my. As jy graad 12 met jou praat en jy spring op jou bicycle en jy jaag deur die straat. En al gaan jy die wêreld nog eendag oorneem, al gaan jy jou hart nog vir iemand uitleen, al gaan jy 'n huis bou en vir iemand liefraak, sal jy my engelkindjie bly. Al gaan jy die wêreld nog eendag verstom, al gaan jy oor see reis, op mooi plekke kom, sal jy vir ewig kan weet waar jou huis is, my engeltjie kind. Vandag is jy 18 en jy groet eers die skool en jy klim in jou Corsa en ry Magai toe en my hart sit al langs jou. Jy's die koning op jou troon,
Mag die son oor jou skyn, my kind. Het jy airtime op jou foon? En al gaan jy die wêreld nog eendag oorneem, al gaan jy jou hart nog vir iemand uitleen, al gaan jy 'n huis bou en vir iemand liefvra, sal jy my engelkindjie bly. Al gaan jy die wêreld nog eendag verstaan, al gaan jy oor see reis, op mooi plekke kom, sal jy vir ewig dan weet waar jou huis is, my engeltjie kind. Vandag is jy mondig, waar het die tyd heen gegaan? Ons hou partytjie vir jou en jou vriende, ons roep almal jou naam. Ek het geweet hierdie dag sou kom, maar jy was gister nog 4. Het my geleer wat liefde is. Jy weet ek's altyd net hier. Here, baie dankie vir kinders. Amen. Daar's nou geleentheid vir die offergawes. Daai op die skerms, dis 'n SnapScan. So die ouer mense sê, "Jesus, wat 'n spinnekop het julle deesdae op julle skerms?" Die jong mense sê, "Ou my woord, pappa, het julle nog nie 'n SnapScan in julle kerkie." Okay, so as jy nog 'n bydrae wil maak, die nuusbulletin gaan ook ons nie meer uitdruk nie, maar gaan ook nou tegnologies na julle toe gestuur word. So as julle asseblief
Scan net as jy wil deel raak van die groep en ook van die uitstuur van die nuusbulletin. Op die banke oral is info wat jy net kan scan en dan kan jy net op ons infogroep deel raak en dan kan jy ook ons nuusbulletin ontvang. Vriende, Attie, wil jy nie gou vorentoe kom asseblief? Ek dink dit is 'n belangrike saak dat jy net met ons daar praat hier. Dankie. Vriende, ek voel nou amper seker, ek dink 'n predikant voel ook partykeer so. Hy moet oor 'n onderwerp gesels dan die ouens wat vir hom sit en kyk, weet meer van die onderwerp as wat hy self van weet. Ek kry so 'n gevoel vanoggend. Vriende, ons gesels gou oor die brand hier om ons. Ek was nie 'n brandslaander nie, ek was nie deel van die operasie nie, maar ek is net die boodskapper. Jy weet, so tyd gelede het ons in die nuus gesien dat daar by Mosselbaai brande, die mense het baie skade gehad, gaan die brand om daar na Hartbeespoort se kant toe. Toe ons weer hoor, toe sit daar by Jeffreys Bay. Wat gaan ons gedagtes aan? Ons sê maar, ja, dit is erg, maar gelukkig is daar ver. Toe ons weer hoor, toe brand Franshoek. En gister, toe sit die Toeskloofberge. En toe ons weer kyk 'n uur later, toe van ons boere se plase word hulle bedreig, die pad hier na by Bosjemeer verby, toe word daai plase bedreig. Toe jy weer hoor, toe maak hulle die paaie toe, dis al hoe nader en nader aan ons. Dis nie nou meer die Mosselbaai storie nie, dis nie Jeffreys Bay storie nie, dit raak nou deel van ons gemeente. Dit is al wat ek oor die brand wil sê. My eintlike storie is, ek weet nie wie van u luister na Parel FM nie, die radiostasie 96, ek dink is 97.6. Linden is die eienaar, of die bestuurende direkteur van die radiostasie, en hy is 'n ou wat rondbeweeg het met sy masjien, en hy het vir ons op hoogte gehou van alles wat aangaan. En gisteraand, ons het so 2 draaie gery om te gaan kyk wat aangaan. So op 'n stadium te sê Linden vir die mense van die Parel, ons moet nou bid. Ons moet bid, want die gevaar is op ons. Die winde waai en die brandweer kan bitter moeilik hulle werk doen, die mense daar. En sy woorde was, as ek reg is, hy het gesê koöperatiewe woord, dit was sy woord, koöperatiewe gebed. Ons almal moet nou bid. Ons bid vir 2 goed. Ons bid vir reën, vra reën hier in die somer, en dan bid ons vir die wind om te gaan lê of te bedaar, dat die brandweermanne hulle werk kan doen. 2 uur later, toe laat weer Drakensberg munisipaliteit, die wind het bedaar. En die brandweermanne kon die vuur inperk. Die vuur is nog nie verby nie, dit brand nog. Nou wat doen ons? Hier sit ons ryk lekker, sit in 'n kerkgebou met 'n grasdak. As jy iemand is vanoggend in die kerk wat skade gely het in die brand, kan jy net vir my sê, of miskien 'n boere. Is jy dalk iemand wat gehelp het die brandslaaners, fisies daar gesit het? Weet nie vir wie van julle het al 'n brandweerman gesien sit in hy swart jas van hom teen 'n brandweerwa se wiel nie, van moegheid nie. Dis goed wat gebeur het, dis om ons. Nou al wat ek vanoggend kom doen, is ek dink ons moet dankie sê. Dankie sê vir die wind wat bedaar het, dankie sê vir brandspan, polisie, verkeersmanne, privaat ouens, wat gehelp het om die brand in bedwang te bring. Dis nog nie verby nie, dis nog erg. Ons moet nou ophou klaar oor die roet in ons huis. Dit is klein goedjies. En ek wil hê, jy moet saam met my, ons moet net dankie sê. Dankie sê dat ons vanoggend hier kan sit. Dankie sê dat ons kan lekker ryk. Ons is nie vol roet nie. En ons gaan dalk nou onder 'n ligreëling by die huis lê of ons gaan dalk langs ons swembad lê. Daar's ouens wat 'n ander taak het vandag. So kom ons raak stil en ons bid net vir daai mense om vir hulle dankie te sê. Ons Hemelse Vader, is kom voor U kniel vanoggend met 'n dankbare hart. Dankie vir brandweermanne en spanne, ondersteuningsspanne wat hierdie vuur in bedang. Dankie Here dat U die wind onder bedaring gebring het. Dankie Here vir U groot genade. Liewe Heer,
Ek bid vir elke mens wat dag en nag nou geveg het vir die vuur. Ek dra hulle aan U op, Here. Ons sê net dankie. Dankie vir U groot genade. Amen. Attie, baie dankie. Dankie ook vir die inisiatief. In die nuusbulletin is daar goed, Christel wat gesê het, ons kan in die week aflaai, goed soos lip-eyes, goed soos water, goed soos wat julle by Christel kan aflaai. So ook vir die brandspanne en vir hierdie mense. Baie dankie, Attie. Vriende, kom ons staan na Side of met lied 260 vers 1 en 7. Vriende, mag die Here in sy genade gee dat ons almal sal besef en ook ons wat kinders het sal besef dat ons moenie kinders groot maak nie, ons moet hulle laat groot word. Amen.